Afrikaanse eerste addisionele taal. Eksamen 2025. Goed, hallo julle, kom ons behandel gou die leerpapiere. Kom ons begin by sinonieme. Wat is 'n sinoniem? 'n Sinoniem in Afrikaans verwys na woorde wat min of meer dieselfde betekenis dra. Met ander woorde, as ons na die prentjies kyk, soos mooi en pragtig, dit het dieselfde betekenis. Goed, kom ons kyk na nog voorbeelde. Ek gaan saam met julle dit deur. Goed, spog, pronk, fout, blaps, storie, verhaal, babbel, klets, familie, gesin, mamma, moeder, bang, bevrees, gratis, verniet, dug is ruim en kwes is wond. Goed, en soos jy kan sien is ook prentjies van 'n gesin en dieselfde sinoniem vir gesin is familie. En as jy boeke lees, dan sit 'n verhaal en dit beteken ook storie. Goed, kom ons kyk wat is antonieme. Wat is antonieme in Afrikaans? Woorde is antonieme wanneer hulle die teenoorgestelde betekenis van mekaar het. Met ander woorde, mooi is lelik, teenoorgestelde. Goed, kom ons kyk bietjie die volgende voorbeelde. Ek gaan saam met julle dit deur. Goed. Fliks is lui, gesond is siek, diep is vlak, sterk word swak, ingang is uitgang, lig word donker, jonk word oud, vroeg word laat, duur word goedkoop, en die antoniem vir gevind is verloor. Dan as jy ons na die prentjies kyk, dan is daar 'n sterk mannetjie en daar's 'n swak mannetjie. Daar's 'n ou ouma en 'n jong dogtertjie. Goed, samestellings. Wat is samestellings? Samestellings is woorde wat uit 2 of meer woorddele bestaan. Hierdie soorte woorde moet vasgeskryf word. Met ander woorde, ons gebruik 2 woorde soos 'n tafel plus 'n doek, dan verander hy na 'n tafeldoek. Of 'n vis plus 'n bak word visbak genoem. Goed, soos julle kan sien, hier's jelly plus 'n vis, dis 'n jellyvis. Goed, dan kom ons kyk gou-gou. 'n boek plus 'n rak is 'n boekrak. 'n boom plus 'n huis is 'n boomhuis. So julle kan deur al hierdie gaan om te kyk wat is 'n samestelling. Samestellings is eintlik baie maklik. Goed. Idiome. Kom ons kyk gou wat beteken 'n idiome. Idiome word ook spreekwoorde, gesegdes of senswyses genoem. Kom ek gaan deur idiome en hulle betekenis. Elke pot het sy eie deksel. So dit beteken, elke persoon het iemand wat by hom pas. Om tou op te gooi, jy gee net op. Jou riem is styflip, jy is nou bietjie in die moeilikheid. Daar's 'n slang in die gras. Moeilikheid op pad. 'n kat in die sak koop, dis 'n swak koopie. Dis is baie slegte koopie. 'n mond vol tande sit, dis wanneer ons tussen die groot mense sit en ons verstaan niks nie, maar ons sit daar, so jy het niks om te sê nie. 'n keel opsit, is aan die skreeu gaan, my hande is afgekap, dit beteken moedeloos, ek weet nie meer wat om te doen nie. Die alfa en die omega te wees, so dit beteken die begin en die einde te wees. Deeltekens. Die funksie van 'n deelteken is om aan te dui dat 2 vokale wat na mekaar volg nie as 'n diftong uitgespreek moet word nie, maar wel as 2 verskillende klinkers. 'n Mens sou dus kon sê, 'n deelteken verleen 'n ekstra lettergreep aan 'n woord. So dit is daai doetjies op die e. So kom ons kyk gou of daar voorbeelde is. Goed, die woord o. O. Voël, reën, knie, vee, vlee, 'n seël,
geëet. So as jy kan hoor, jou mond vorm die woord heeltemal anders. Die woord beïnvloed en reunie word ook met dootjies opgeskryf. Goed, die kappie e. 'n Kappie dui 'n klank aan wat uitgereik word. Die kappie wys vir ons waar daar 'n lang klank is. Die kappie kom gewoonlik op die e, o en e. So kom ons kyk bietjie. Wêreld. 'n Skapie blaar. Brû. Parel. Môre. Dit is my kerel. 'n Skêr. Lê en 'n lêr. Tydsvorme. So ons het al baie tydsvorme gedoen. Julle is al baie oulik met die tydsvorme. So daar's 3 soortes. Verlede tyd. Met ander woorde, dit is alles wat in die verlede gebeur het. Met ander woorde, as ek 'n sinnetjie maak met mamma bak koek, dan sê ons mamma het koek gebak. Dan is dit die teenwoordige tyd, of jy kan self sê die hede. Dit beteken dit gebeur nou, op die oomblik. So, die eksamen is maklik, of die kat slaap heerlik. Dan kry ons die volgende, die toekomende tyd, die toekoms, dit wat nog gaan gebeur. So as ek 'n sinnetjie wil maak, soos die eksamen sal maklik wees, of die kat sal heerlik slaap. So, maar julle is al baie oulik met tydsvorme, ek het al gesien. So, ons gaan dit net weer doen, omdat dit belangrik is om te weet wanneer jy het moet gebruik, wanneer ek moet sal gebruik, en so aan. Goed, lidwoorde. Jy kry 'n onbepaalde lidwoord en jy kry 'n bepaalde lidwoord. 'n Onbepaalde lidwoord is 'n en 'n bepaalde lidwoord is die. So daar word na die iets spesifieks verwys, soos 'n by het my gesteek, of 'n kameelperd het 'n lang nek. 'n Polisieman het 'n gevaarlike werk. So dit is onbepaald. Jy weet nie wat se by het jou gesteek nie, maar dit was 'n by wat jou gesteek het. Goed, 'n bepaalde lidwoord is die. Daar word na iets spesifieks verwys, soos die potlood is myne. Die kinders speel in die tuin. Die wasgoed hang op die wasgoeddraad. So dis iets spesifieks, jy sien dit, hierdie is my potlood, dis myne, so dis die potlood. Goed, dan kry ons sinsoorte, wat julle ook al nou baie oulik doen. Goed, 'n stelsin. Dit is wanneer jy iets stel. Mamma dra 'n mooi rok. So dit is 'n sin wat iets sê of 'n feit gee. Byvoorbeeld, die hond hardloop in die tuin. Dan kry ons 'n vraagsin. Jy het 'n vraag om te vra. Dit is 'n sin wat 'n vraag vra en dan op die einde met 'n vraagteken eindig. Soos, hoe het jy hier gekom? Of, waar is my potlood? Dan kom ons by die bevelsin. Dit is 'n sin wat vir jou sê wat om te doen. Met ander woorde, maak daar die deur toe, of kom asseblief hierso. En hy word gewoonlik met 'n uitroepteken geskryf aan die einde van die sin, omdat dit 'n opdrag is. Dan op die ou einde kry jy die uitroepsin. Dit is soos, hoera, dis nou amper vakansie, of hoera, ek verjaar. So 'n sin wat wys hoe iemand voel, blydskap, woede, of so iets. Goed, woordsoorte. Werkwoorde, byvoeglike naamwoorde, en selfstandige naamwoorde. Goed, so julle weet al wat 'n werkwoord. 'n Werkwoord is 'n doenwoord, 'n aksie. Hy toon aksie aan, soos sy sing pragtig. Sissie draf gaga om die huis. Ek eet my pap. Dis werkwoorde, jy doen dit. Byvoeglike naamwoord is 'n woord wat selfstandige naamwoorde beskryf, soos sy dra 'n rooi rok. Hy het 'n groot sak op sy rug. Papa is baie oud. So dit beskryf die persoon of die ding. Goed, selfstandige naamwoorde, 'n woord wat vir 'n persoon of 'n plek of 'n ding of 'n idee is. Soos, die hond het geblaf. Ek het my boek by die huis vergeet. Dit is alles selfstandige naamwoorde.
Goed, so jy kan wat maklik ook maak van 'n selfstandige naamwoord is, jy kan daaraan vat, jy kan dit sien. Onthou altyd wat ek sê in die klas, jy moet dit kan sien en dan dit kan vat, want dit kan op homself staan. Met ander woorde, as ek ook sê, Darius loop na die parkie toe. Jy kan vir Darius sien, jy kan aan Darius vat, so dis ook 'n selfstandige naamwoord. Goed, kom ons kyk gou na die volgende. Homonieme. Goed, homonieme is woorde wat dieselfde gespel word, maar meer as een betekenis het, soos byvoorbeeld noot, dis 'n musiekgeluid, of noot, 'n papiergeld. Jy kan sinnetjies bietjie oefen daarmee. Ek het ook vir jou prentjies daarby gesit om te kyk hoe 'n homoniem werk. Maar dit is eintlik baie maklik, want dit is ook soos ken. Ken kan in 2 verskillende sinne gebruik word met 2 verskillende betekenisse, soos ek ken jou baie goed, of ek vat aan my ken. So kyk bietjie mooi daar op julle leerpapiere. Ek het ook prentjies daarby gesit om dit makliker vir julle te maak. Goed, homofone. Goed, homofone is woorde wat dieselfde klink, maar anders gespel word, soos byvoorbeeld syne of syne. Syne betekenis, die kar gooi syne links, want hy die kar wil draai. Of syne, die pen is syne. Jy kan ook sê reis of reis. Mamma en pappa hou daarvan om te reis na ander lande toe. En die ander reis is weer, ek hou baie van reis. Goed. Baie sterkte met julle eksamen. Ek weet dit sal baie goed gaan met julle. En 'n lekker vakansie.